Welkom. Vandag gaan ons praat oor vergaderings, meetings. Nou, party mense is mal oor meetings, ander mense kan dit nie verduur nie, en sou enige iets doen om dit vry te spring. Maar, julle moet weet hoe om 'n vergadering te hou. Want eendag as jy werk op een of ander manier, gaan jy 'n vergadering moet hou. So kom ons kyk na die klein detail wat jy gaan nodig hê om te weet. Goed, wat is die doel van 'n vergadering? What is the aim of a meeting? Usually, we want to take decisions that will be then put into practice. Kom ons kyk byvoorbeeld na 'n vergadering. Julle woon in 'n kompleks en daar is 'n landowners meeting. So mense is afgevaardigdes en julle kom by mekaar want julle moet besluite neem oor, byvoorbeeld, ons het meer lig nodig in ons strate terwille van ons veiligheid. So hierdie belanghebbendes is the people that will benefit from the decision that was made. So those are all around the table, we have a discussion and we make a decision. What do we need? Wat is nodig? Die eerste plek het jy 'n uitnodiging nodig. So die mense wat die vergadering moet bywoon, moet uitgenooi word. They need to be invited. What will you have on the invitation? You will have datum, tyd, hoe laat gaan dit wees, plek, waar gaan dit plaasvind, en dit is gewoonlik gekoppel aan die agenda. Die agenda is besprekingspunte. So it's the points of discussion. So hierdie twee is half gekoppel aan mekaar. So jy sal 'n uitnodiging kry en gewoonlik gaan dit gepaard met 'n agenda. Die notiele is die aantekeninge wat jy maak van so 'n vergadering. Met ander woorde, daar's iemand wat neerskryf wat gesê word en dit is 'n rekord. Dis 'n rekord van die vergadering en op die volgende vergadering sal daar punte uit die notiele wees. Julle sal sien in die klein formaat wat ek het. Punte uit die notiele wat dan net weer het ons toe nou het ons ekstra ligte laat insit. Nee, dis nog nie gedoen nie, dan is die volgende punt op die volgende agenda, hoekom is die ligte nog nie ingesit nie. So, dis daai tipe van situasie. Goed, die uitnodiging, in hierdie situasie gewoonlik nie 'n kaartjie nie. Dit sal 'n amptelike dokument wees, dit kan per hand, per pos wees, of dit kan 'n e-pos wees, maar dit gaan jou inligting gee oor die vergadering. Die agenda is 'n lys van sake en elke punt word bespreek en dit moet genommer wees. En julle sal sien, hier is 'n voorbeeld van die formaat wat jy sal gebruik vir jou agenda. So kom ons kyk. Die voorsitter, the person in charge, sal almal welkom heet. So he will say welcome to everybody. In the olden days we would have prayed and read something out of the Bible. Fortunately that's not done anymore. Dan in die tweede plek gaan jy seker maak wie almal daar is. So jou sekretaresse, die persoon wat die notiele neem, gaan neerskryf wie almal daar is en wie almal verskoning aangebied het. So, meneer X
het gesê, hy kan ongelukkig nie die vergadering bywoon nie, om hierdie en hierdie rede. So, hulle neem baie duidelik, hou trek van wie is daar en wie is nie daar nie. Die 4de punt is, notule van die vorige vergadering. So they will look at the notes on the previous meeting and they will ask, is this a true reflection of what happened at that meeting? Mense sal dit goedkeur, en dan kom daar sake uit die notule op die volgende agenda. Alright, so there will be continuity, stuff that didn't happen since our last meeting will come on the agenda again and we will talk about it. Then new matters, nuwe sake. There will be algemeen, general things, such as we have a braai on Saturday after the rugby game. That will be something under general. Then they will decide when is the next meeting going to be, and then they will end the meeting. So this is your format for the agenda. All right. Jou notule, hier het ek vir julle 'n voorbeeld van die notule. Julle kan probeer kyk daarna, dis nie vreeslik duidelik nie, maar 'n notule is 'n verslag. It's a report about the meeting, the previous meeting. Dit is ter insae. So anybody that has interest can have a look at the notule. Hulle kan gaan kyk wat staan in die notule. Dis 'n rekord van wat gebeur het by die volgende notule. En dit volg, you construct jou notule volgens die agenda punte. So jou agenda en jou notule werk so saam. As daar staan verwelkoming, dan sal in die notule staan meneer so en so het almal welkom geheet. Kan julle sien, daar's 'n heeltemal 'n korrelasie tussen die agenda en die notule. En dit is so eenvoudig soos dit is, in terme van die lei van die vergadering, is dit weer 'n kwessie van woordeskat, om te kan praat oor, sê nou maar die probleme wat opgeduik het, of wat ook al. So woordeskat bly 'n baie, baie belangrike deel van hierdie afdeling. Ek hoop dit help julle, dat julle so 'n bietjie beter verstaan. Tot volgende keer.